Welkom by die aanlyn bekendmaking van die 2025 ATKV Woordfeertjie wenners. Vanoggend kondig ons die wenners van die ATKV kinderboektoekennings en die toekenning vir leesbevordering aan. Die ATKV kinderboektoekennings. Die ATKV kinderboektoekennings word jaarliks aangebied om die gewildste Afrikaanse kinderboeke wat gedurende die voorafgaande kalenderjaar verskyn het, te bekroon. Die beoordelaars is jong lesers self, iets wat hierdie toekenning van ander onderskei. Die ATKV kinderboektoekennings is daarop gerig om kinders te laat lees en leesbevordering aan te moedig. Terselfdertyd word erkenning gegee aan skrywers, uitgewers en illustreerders vir hulle toegewyde werk. Jong lesers se keuses vir die beste kinder- en jeugboeke van die jaar is soos volg. In die voorleeskategorie vir lesers in graad RR tot graad 1, die skrywer Zulika Smit en die illustreerder Johan Strauss vir Ben en die Boelies, uitgegee deur Luka. In die selfleeskategorie vir lesers in graad 2 tot 3, die skrywer Jaco Jacobs en die illustreerder Patrick Latimer vir die boek Stink Sokkies, uitgegee deur Pan Macmillan SA. In die selfleeskategorie vir lesers in graad 4 tot 5. Die wenskrywer is Jaco Jacobs, hierdie keer vir sy boek Minkie se verjaardag, uitgegee deur Pan Macmillan SA. Die illustreerder Emily House was jong lesers se gunsteling vir haar illustrasies in Janie Jonker gloei in die donker, uitgegee deur Lapa Uitgewers. In die selfleeskategorie vir lesers in graad 6 tot 7. Vanjaar se wenner is Eleanor Lombard met haar boek Vasbyt 5, die ontvoering, uitgegee deur Lapa Uitgewers. In die selfleeskategorie vir lesers in graad 8 tot 9. Die skrywer Anne-Marie Ducarmo se boek Fotos en Fairy Lights, uitgegee deur Human en Resou, stap hier met die louere weg. Toekenning vir leesbevordering. Vanjaar is dit vir ons 'n groot eer om die Sandhills Biblioteek op die Klipheuwel Hexview Plaas in die Heksriviervallei met hierdie toekenning te vereer. Mara Leroux van die Klipheuwel Hexview Plaas in die Heksriviervallei was nog altyd 'n krangige leser. Toe 'n supermark in 2009 fondse beskikbaar stel vir die opheffing van plaaswerkers, was dit nie vir haar nodig om 2 keer daaroor te dink nie. Sy wou die fondse aanwend vir die oprigting van 'n biblioteek. Mara het geweet dat lees noodsaaklik is vir die ontwikkeling van die omgewing se plaaskinders, maar die naaste openbare biblioteek is ongeveer 16 km ver en openbare vervoer op die platteland is duur. Die hulp van Bredevallei Munisipale Biblioteekdiens en die provinsiale biblioteekdiens is ingeroep en die Sandhills Biblioteek is as spanpoging aangepak. Mara se man het self die boekrakke gemaak en ingesit en op 5 November 2010 is die Sandhills Biblioteek amptelik geopen. Mary Ann Olifant is as biblioteekassistent aangestel. Sy het na skool 'n ruk lank as arbeider gewerk, maar Mary Ann wou graag terugploeg in haar gemeenskap. Aanvanklik het sy slegs 4 ure per dag in die biblioteek gewerk, maar haar pos is later uitgebrei na 'n voldagpos. Deesdae het die biblioteek ongeveer 500 lede. Hulle is afkomstig van die 10 omliggende plase en die informele nedersetting in Sandhills. Alhoewel die biblioteek se rakspasie min is, word die boeke 1 keer 'n kwartaal deur die Kaapse Provinsiale Biblioteekdiens aangevul. Daar is altyd iets nuuts om te lees. Mary Ann leer haar gemeenskap 'n liefde vir lees en bied storietye vir kinders aan. Die biblioteek reik ook uit na skole en crèches in die gemeenskap. Dit is ook veel meer as net 'n plek waar boeke uitgeneem kan word. Daar is rekenaars en gratis Wi-Fi en dit is 'n veilige plek waar kinders kan huiswerk doen of hulp kry met skooltake. Opleiding in basiese rekenaarvaardighede word aangebied en mense word geleer hoe om 'n CV op te stel.
Die biblioteek staan ook sy plek vol as 'n gemeenskapsentrum vir oud en jonk. 'n Spreker het matrikulante kom touwys maak oor studieopsies en beskikbare NSFAS studiehulp. Gedurende skoolvakansies is die biblioteek in rep en roer, danksy Mary Ann se vakansieprogramme wat kinders met kreatiewe projekte besig hou. 'n Groep pensionarisse leer om kos op die tafel te sit met kostuine en 'n volwasse groep maak kreatiewe planne met produkte wat hulle herwin. Nali Bali, 'n landswye leesprojek wat kinders 'n liefde vir lees leer, is baie aktief in die vallei. Vrywilligers besoek huise en lees vir kinders voor en ouers word geleer hoe om hul kinders aan te moedig om te lees. Sandhills Biblioteek neem ook aan hierdie projek deel. Ten spyte van wat hulle reeds bereik het, het Mara en Mary Ann nog 'n paar groot drome vir die biblioteek. Danksy fondsinsamelingsprojekte het hulle onlangs die trappe met 'n oprit vervang om ouer mense en gestremdes makliker toegang te gee. Omdat die biblioteek piepklein is en kinders dikwels weggewys moet word weens 'n gebrek aan spasie, is daar 'n behoefte aan 'n afdak of nog 'n vertrek. Die biblioteek benodig ook nog rekenaars, 'n nuwe ingang, 'n muurtjie rondom, 'n groter speelterrein en meer boekrakke. Die twee vroue het ook 'n behoefte aan 'n nasorgsentrum geïdentifiseer, omdat die skooltjie, Sandhills Primêr, weggespoel het. Mary Ann wil graag haar onderwysdiploma verwerf en droom ook van lugverkoeling wat verligting tydens die warm somers kan bring. Intussen dien hierdie twee dinamiese vroue hulle gemeenskap met toewyding, passie en liefde, en natuurlik deur die krag van boeke. Dit is vir die ATKV 'n voorreg om die Sandhills Biblioteek vanjaar met die toekenning vir leesbevordering te bekroon. Ons hoop ons bydrae help om hierdie wonderlike gemeenskapsprojek verder uit te brei. Skakel weer môre, 18 September in vir die aankondiging van die wenners vir die prys vir poësie, prys vir romanses, prys vir dramateks en die woordwys toekenning vir woordeboeke en taalgidse.